Familie, goeiemôre, dit is Woensdag. Kan julle glo, ons is al hier in die middel van die week. En hierdie week gesels ons oor die tema vasgeheg aan Jesus. Ons is besig met ons laaste weekse oordenkings van ons groter reeks oorvloed. En vandag is ons in Lukas 24. In Lukas 24 kom maar 2 disippels by Jesus. En hoor hierdie, Lukas 24 vers 29. Maar hulle het by hom aangedring. Bly by ons oor. Die son trek al water en die dag is verby. Toe het Jesus by hulle ingedraai, om saam met hulle oor te bly. Nou hierdie is een van daardie eenvoudige maar diep oomblikke in die evangelies, in die Bybel. Die disippels is op pad na Emmaus en het nog nie ten volle besef met wie hulle praat nie. Maar iets in hulle harte het begin brand. Hulle het besef hierdie man is anders. Daar was iets anders aan Jesus wanneer hy ingestap het by vertrek, aan sy teenwoordigheid, iets aan sy woorde, iets aan die manier waarop hy met hulle gewandel het, wat gemaak het dat hulle nie wou hê hy moet weggaan nie. Daarom vra hulle, bly by ons. Dit wys vir ons iets belangrik oor om in Christus te bly. Om in Jesus te bly begin nie eers by tegniek nie, maar by begeerte. Dit begin by wanneer 'n mens nie net iets aan Jesus wil hê nie, of van hom wil hê nie, maar Jesus self wil hê. Baie mense soek vrede, soek antwoorde, deurbrake, leiding of seën, en dit is nie verkeerd nie, maar om in Jesus te bly, gaan dieper as dit. Dit sê, Here, bly by my. Ek wil nie net u gawes hê nie, ek wil u teenwoordigheid hê. En dit is baie keer waarmee ons in ons lewens sukkel. Ons wil die vrug van Jesus hê, maar nie altyd so naby aan hom wees nie. Ons wil baie keer die resultate in ons lewe hê, maar nie noodwendig die daaglikse verblyf of bly vashou aan hom nie. En tog is dit juis in sy teenwoordigheid waar verandering plaasvind. Wanneer jy naby Jesus bly, word jou hart stadiger gevorm, jou prioriteite skuif, jou binneste word sagter, jou denke word helderder, jou liefde vir sonde begin minder word, dit begin afneem, en jou liefde vir Jesus begin groei. En daarom, om in Jesus te bly is nie dis net 'n geestelike woord vir glo harder nie. Dit is 'n leefwyse van nabyheid. Dit is om doelbewus ruimte vir Jesus in jou dag, in jou denke, in jou hart te maak. Dit is om nie net tevrede te wees met 'n afstandsgeloof nie, maar dit is om te leer sê, Here, moenie net by my verbygaan nie, bly by my. Soos wat daai disippels gesê het, en hier is die mooi ding, Jesus dwing homself nie op ons af nie. Maar hy antwoord op 'n hart wat hom werklik wil hê. Die Emmausgangers, daardie disippels, het hom ingenooi om te bly. En in daardie bly het hulle oë oopgegaan. En so werk dit vandag nog. Mense wat by Jesus wil bly, begin hom helderder sien. En hoe helderder jy hom sien, hoe meer begin jou lewe verander. En as jy vrug wil dra, moet jy leer om nie net oor Jesus te dink nie, maar om werklik by hom te wil wees. Want vrug groei waar Jesus nie net besoek word nie, maar waar hy welkom is om te bly. En dink vandag hieroor. Soek jy meestal iets van Jesus, of soek jy werklik sy teenwoordigheid? Kom ons bid saam. Here, vandag wil ek in hierdie oomblik bid, dat ons net nou sal stil sit by U. Dat ons in vandag na U teenwoordigheid sal smag, na U teenwoordigheid in ons lewens so sal smag, dat ons niks anders wil hê nie. Here, dankie. Dankie vir U woord, Here, wat vanoggend so sterk praat. Here, U woord wat ons vanoggend so sterk oortuig, dat daar is niks beter as U nie, dis net U. En ek kom bid vandag vir die persoon wat hierdie boodskap hoor, mag hulle dit ook besef, dat U teenwoordigheid is alles. In Jesus naam. Amen. Familie, mag jy so lekker Woensdag verder hê. Ek sien jou weer môreoggend. Amen.